Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Baie welkom aan al ons kykers wat saam met ons hierdie reeks geniet, die woord, ons eredienste saam. Nou ons reeks is oor die lewe van Josua, die uitmuntende leier wat hy was om die volk in die beloofde land in te lei. En vandag gaan ons kyk na iets van geheime, die belangrikheid van geheime in jou lewe, jou geheime lewe. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Verheerlik Heer ons, koning weer en weer, koning van die eeuwe. Amen, neem alleen die eer ons, lei ons krone neer, koning van die eeuwe. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Kom en word verheerlik Heer ons, koning weer en weer, koning van die eeuwe. Amen, neem alleen die eer ons, lei ons krone neer, koning van die eeuwe, koning van die eeuwe, koning van die eeuwe. Ons is nou al vir so 2 weke besig met die lewe van Josua. En ek hoop regtig, daar's baie van nie wat begin het om die lewe van Josua weer te gaan lees. Die uitmuntende leier wat hy was, om 'n tweede generasie leier te wees, wat die volk ingevat het in al die beloftes wat die Here vir hulle gegee het. Woorde wat hierdie week my opgevang het, toe ek net weer en weer die stories lees, is die belofte, die woorde van, en die Here het alles vervul wat hy beloof het. Hoe droom ek van so 'n lewe? Hoe droom ek dat mense dit op straat vir mekaar sal begin sê, dat die Here het alles gedoen wat hy beloof het. Ek weet nie van jou nie, maar dit sal iets onbeskryfliks in my hart wees, as ons en ons kinders met daai geloof kan begin rondloop. Die Here het alles gedoen wat hy beloof het, maar die Here doen alles wat hy beloof het saam met mense, né? Hy doen dit saam met 'n leier, hy doen dit saam met 'n volk wat gehoorsaam is, 'n leier wat gehoorsaam is en wat doen wat die Here sê, wat vashou aan die woord. Ons groot geheim in hierdie reeks is die ritme van God is beskikbaar en wil 'n verhouding met jou hê. Josua se lewe of roeping begin met daai belofte. Soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Jy moet in die woord bly en my beloftes bly en jy moet sterk wees en jy moet moed hê en ek sal alles doen, al die grond vir julle gee wat ek julle beloof het. Oral waar julle julle voet neersit, sal julle se wees. So ek is geïnspireer, ek weet nie van jou nie, maar ons is geïnspireer deur hierdie lewe van Josua. Nou, ek wil jou vandag na iets toe vat. Laasweek het dit 'n klomp klein puntjies genoem wat Josua se verhouding met God so uniek gemaak het, sy leierskap. Vandag wil ek net op 1 punt fokus. En dis die krag van geheime. Josua het geweet, jy is wat jy in die geheim is. Hy het die geheim ontdek van, jou geheime lewe bepaal jou sukses in die publieke lewe. En in ons kultuur, ons tyd waarin ons leef, is dit nie een van ons hooffokusse nie. Die tyd en die kultuur waarin ons leef is iets van image, voorgee. Ons huise is geverf, ons tuine is groen, maar binnekant in die huis word daar beklei en geskel en geslaan en is daar groot konflik, maar buitekant ry ons in blinkkarre, trek mooi klere aan en almal dink is 'n gelukkige gesin. Terwyl aan die binnekant is dit die kinders en almal wat weet, ons is op die
punt van uit mekaar uitval en ons leef vir image, né? Ons leef vir voorgee, ons leef vir wat mense van ons sê en wat mense van ons dink. En baie keer lag ek so hoe ouers skrik wanneer kinders die waarheid praat, né? My kinders ook, baie keer by die skool dan sal 'n juffrou of iemand vir ons sê, AJ het vir ons daai storie vertel en is so, dankie, toffe kinders, jy weet. So ons leef vir image en ons wil ons kinders stilhou want hulle leef waarheid baie keer uit. Maar kom ons praat net, Josua het geweet die krag van 'n geheime lewe in God. Die krag daarvan om te weet, God is beskikbaar en ek het hierdie geloof in my hart en ek beoefen dit in my binnekamer en dan buitekant kry ek die effek daarvan. Nou ek wil jou in 'n storie invat wat gebeur het, wat dalk eers die negatiewe oor gaan praat en dan kom ons by die positiewe. Die negatiewe van sonde in die geheim het 'n groot effek aan die buitekant. En dis die verhaal van Akan. Nou Akan, of kom ek begin so. Israel wen die oorlog teen Jericho, né? Hulle loop om die mure, jy onthou daai storie, en op die laaste dag loop hulle 7 keer en hulle skree en juig en die mure stort ineen en Israel kry een van die grootste oorwinnings wat geloof losmaak om die res van die land in die beloofde land in te neem. Maar in elk geval, hulle kry dit en dan kom Akan en hy steel van die silwer en die goud en die waardevolle besittings van Jericho. En daar was 'n reël, jy mag niks vat nie. Hy steel dit toe en gaan begrawe dit onder in sy tent, onder sy slaapmat en hy steek dit onder die matras weg. Ek dink ons almal ken daai geheimpies onder die matras, né? Hy gaan steek dit onder die matras weg. Nou, die storie wat uitspeel is die volgende oorlog wat Jericho of wat Israel wil gaan veg, verloor hulle. En Josua soos devastated, hy's broken, hy soos, Here, hoe werk dit? Ons is die volk, hy's by my, ek is beskikbaar, ek het 'n verhouding met U, ons is lief vir mekaar, ons het 'n droom, 'n visie, 'n opdrag. Hoekom verloor ons hierdie oorlog? En die Here wys vir hom uit, iemand se geheime lewe is nie wat dit moet wees nie. En Josua, hulle begin en die volk kom by mekaar en die Here wys uit en uiteindelik kom hulle by Akan uit. Jy kan dit gaan lees aan Josua 7. Hulle kom by Akan uit en Akan bely. Ek het van hierdie goed gevat. En omdat hy van hierdie goed gevat het, het Israel begin om die oorlog te verloor. En die sonde kruip in die hele volk in. Ek bedoel, mense dink gou 'n bietjie net prakties hier. Een ou is ongehoorsaam en die hele volk kry swaar. Ek bedoel, vat dit net prakties in ons land, né? Dit is gaals om dit te dink, né? Een ou is ongehoorsaam en die hele Suid-Afrika kry swaar. Een ou doen sonde, een ou stap nie die pad nie. Een ou in die kerk, een ou in 'n kerkraad, een ou in 'n gemeente, een ou in 'n familie, vat dit so ver, né? Een ou is ongehoorsaam in die geheim en almal betaal die prys. Nou, al wat dit vir jou uitlig is hierdie woorde. Die krag van jou geheime lewe. Dat jou geheime lewe bepaal jou lewe. Dit is groot woorde. Maar kom ons praat gou reguit hieroor, hè. Hoeveel van ons glo dit? Die meeste van ons sê, my geheime lewe is 'n geheim en ek druk dit weg en ek steek dit weg. En solank as wat ek dit kan wegsteek, gaan dit nie uitkom in my publieke lewe nie. Solank as dat ek die geheim kan dooddruk, dan gaan ek nog steeds die sukses uiterlik hê. En hierdie storie wys vir ons eintlik sukses uiterlik, wat nie gepaard gaan met sukses innerlik nie, is geen sukses nie. Die oorwinning van Jericho was so gou vergeet, omdat daar 'n verloor aan die binnekant was. Nou kom ons praat prakties in ons lewens. Ek kan geld in die bank hê, maar as ek hier binnekant ongelukkig is, dan is ek ongelukkig. Ek kan 'n goeie gesin en 'n huwelik hê, ek kan 'n goeie image aan die buitekant hê, ek kan 'n naam hê, ek kan applous kry, ek kan in my skool, in my plek, my dorp, kan ek status hê, maar as ek aan die binnekant ongehoorsaam is en met sonde leef, kan ek die woord gebruik, en 'n fake is, dan is alles 'n fake. Nou, ons sit eendag langs 'n vuur en die manne begin praat, die braaivleisvuur aan, die jagseisoen tyd en die manne begin praat en een ou vra, wat is sukses? En almal gee hulle definisies van sukses, wat jy bereik, wat jy droom, wat jy begeer, wat dienslewering, en almal gee hulle definisies. En in daai tyd was ek besig met boeke oor ware sukses is net wanneer jy in die binnekant gees, siel en liggaam in sinkronie met mekaar leef, align leef, alles in plekke
wees, gees, siel en liggaam, wanneer ek iets uiterlik bereik en innerlik bereik, en dit stem met mekaar saam. My gewete, alles is gemaklik, met wie ek is, buitekant en binnekant. Sukses is wanneer ek binnekant net so suksesvol is as buitekant. Wanneer ek in die geheim eintlik suksesvol is, dit sal later opvang buitekant. En ek onthou toe ek het my 4 gesê, het is almal soos in, jy spoil ook die hele kuier, ons almal probeer slim wees, en dan kom jy nou met so diep antwoord in, jy weet, kry nog 'n glasie rooiwyn en gaan sit op 'n ander plek. So, niemand hou van hierdie woorde nie, want dit is so maklik om sukses aan die buitekant te bereik. Ek gaan 'n paar weke gym toe, verloor gewig. Maar hier binnekant voel ek nog steeds nie, ek is wie ek moet wees nie. Ek trek mooi klere aan, ek spandeer 'n paar rand op skuld gewoonlik, en ek trek mooi klere aan, en almal, ek sit gremering aan, ek daai my hare, en almal dink dit gaan goed. Ons koop 'n nuwe kar, en almal dink dit gaan goed. Jy weet, sukses is wie jy in die geheim is wie jy hier binne is. Nou, kom ons praat net gou oor geheime, oor onsigbaarheid en die goed. Kan ek hierdie stelling maak, en ek dink almal gaan saamstem. Niks is onsigbaar vir God nie. En dit is hierdie ritme, God is beskikbaar. Met ander woorde, God is in elke dag van jou lewe. Hy sien en weet alles. Niks is onsigbaar vir hom nie. Nou hierdie is massief, mense. As ek en jy kan leef met hierdie wete, God is beskikbaar, hy weet alles, hy sien alles, hy's betrokke by alles, dan begin dit my gedrag baie verander. Dit begin my gedagtes verander, dit begin my motiewe verander, dit begin my hele lewe verander, as ek hierdie ritme begin leef. God is beskikbaar, selfs in die donker, selfs in die geheim. Hy sien wat Akan doen in 'n volk van 'n paar miljoen mense, terwyl niemand anders sien wat Akan doen nie. Ek bedoel, rarig, het niemand gesien wat hy doen nie. 'n Paar miljoen mense, niemand sien nie. Dis hoe goed hy was. Nou kom ons praat oor goed wees, né? Ons dink ons is goed as ons goed kan wegsteek. Ons dink ons is goed as niemand ons vang nie. Ons dink ons is goed as ek wegkom met 'n leuen of wegkom met korrupsie, wegkom met skelmstreke, wegkom met bedrieg en bedrog en al daai goed. Maar niks is onsigbaar vir God nie. Hoekom? Want hy is beskikbaar en hy wil 'n verhouding met jou. Nou die volgende stelling, omdat niks onsigbaar is vir God nie, wil ek die volgende een sê, en daarom bly niks 'n geheim nie. Hoor die woordjie bly. Niks bly 'n geheim nie. Ja, vir 'n rukkie. Dawid het gedink hy het weggekom met Batseba, né? Ons gaan volgende week daaroor praat. Dawid het gedink, nee, hierdie geheim is weg. Moses het 'n man doodgeslaan, hom in die sand gegooi en toegegooi en gedink is weg. En so kan ek aanhou. Ons dink as ons iets gedoen het in die geheim, Akan het dit begrawe en gedink is weg. Die Bybel leer ons, niks bly 'n geheim nie. Nou ek wil dit positief maak, goed en sleg. Ja, jou slegte goed gaan ook nie 'n geheim bly nie. Die Nuwe Testament sê, Matteus sê, dit wat ons in die geheim gedoen het, sal van die dakke af verkondig word. Dit wat ons in iemand se oor gefluister het, gaan wyd verkondig word. Niks bly 'n geheim nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Niks bly 'n geheim nie. God bring dit uit, maar ook die goed. Elke gebed wat jy gebid het, elke traan wat jy gestort het, elke keer wanneer jy in die geheim geld vir armoede gegee het, elke keer wanneer jy gebid het vir ons land en ons regering, elke keer wanneer jy iets gedoen het vir jou medemens en niemand het jou applaus op aarde gegee nie. Niemand het vir jou gesê, dankie dat jy stilte tyd gehou het, dankie dat jy nee gesê het vir 'n versoeking, dankie dat jy nie hierdie bribe gevat het in deel van korrupsie, dankie dat jy nie dit of dat, jy gaan dit dalk nie dadelik kry nie. Maar die geheime woorde wat jy vandag moet vasmaak is, niks bly 'n geheim nie. Ook nie die goeie dade wat jy doen nie. En daarmee wil ek afsluit. As ek en jy die krag van geheime gehoorsaamheid kan verstaan, dan kan ons hierdie wêreld verander. Jy sien, Josua het geheime gehoorsaamheid gehad. Hy het in sy binnekamer tyd met die Here spandeer. Hy het in die tent van samekoms tyd met die Here spandeer. Hy het geheime gehoorsaamheid gehad wanneer hy bang was, wanneer daar oorlog was, wanneer daar vrees was, wanneer hy goed moes doen, het hy die krag van geheime gehoorsaamheid geken. En omdat hy in die geheim gehoorsaam was, het God hom die voorspoed aan die buitekant gegee.
het die volk Israel net gegaan van hoogte tot hoogte tot hoogte, en hulle die hele land te besit geneem, hulle die reëse verslaan, hulle die berglande en die Hebronlande, en het al hierdie goed in besit geneem, omdat daar geheime gehoorsaamheid was. Nou, hier moet ek en jy oor praat. Hoe lyk ons geheime lewe? Ek weet wat sy geheim is daar, en ek wil die mense laat skuldig voel nie, maar ek weet baie van ons sit met verskriklike geheime. En ons kan dit gaan skoonmaak, net soos Akan. Ons kan gaan en dit gaan bely, en ons kan die silwer uit die huis uit gaan haal, en ons kan die goed onder die matras gaan uithaal, en ons kan dit na die Here toe vat. In die Nuwe Testament leer ons dat God sien dit, en hy kan vergewe, en hy kan jou nuut maak. Kom ons gaan lees 'n skrif oor geheime gehoorsaamheid in die Nuwe Testament. Dis hier in Matteus 6 vanaf vers 5. Hoor wat leer Jesus oor geheime. Hy sê, verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. En nou hierdie woorde, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Geheime gehoorsaamheid kom aan die buitekant uit en word dan beloon. Nou, ek weet jy dalk terrible geheime, en jy kan na jou Vader toe gaan, wat in die geheim sien, jy sien hom nie, maar hy sien jou, want hy is beskikbaar vir jou, en jy kan jou sonde daar gaan bely. Maar net soos wat jy dan glo in die geheime belydenis van sonde, moet jy ook begin glo in die geheime krag van gehoorsaamheid. En dan moet jy nie aan die buitekant dadelik resultate wil hê nie. Jy sien, alles bly nie geheim nie. Dit vat tyd, dit kom later uit. So ook gehoorsaamheid. Seën kom later uit. Lewensentrum wat vandag gesien word in kerk begin en al hierdie klas van goeders uit. Dink jy ons is net die laaste 2 jaar getrou aan die Here? Hierdie verhouding met die Here gaan al vir 20 jaar aan. Dit kom al van my oupa af. Ek bedoel, my ooms en tannies, my ma's en pa's, my oupas en goed, hulle het gebid al voordat ek bestaan het vir wat besig is om te gebeur. En nou eers kom daar iets van 'n herlewing wat uitbars, en lewens en duisende en honderde duisende lewens wat verander. Maar dit was geheime gehoorsaamheid vir jare, wat God nou begin uiterlik beloon. So, hier is die geloof. Omdat God beskikbaar is, sien hy alles wat in die geheim gebeur. En hy beloon geheime gehoorsaamheid aan die buitekant op sy tyd. Nou wil ek jou hierdie vraag vra. Het jy geheime ongehoorsaamheid, of het jy geheime gehoorsaamheid? En ek bid vir myself hierdie. Here, die geheime ongehoorsaamheid, ek het mense teenoor wie ek confess en bely, ek het mentors, ek het plekke waar ek gaan sit en sê, ek struggle hiermee, ek word kwaad hieroor, ek hou nie daarvan as ek dit doen nie. Ek het ook geheime sonde wat ek wil al hoe minder maak. Maar weet jy wat die grootste fokus in my lewe? Geheime gehoorsaamheid. Daar waar die publiek en mense nie sien nie, wat in my huis gebeur. Wat is in my en my vrou gebeur? Wat is in my en my kinders gebeur? Wat het is in my en die Here gebeur, waar niemand sien nie? Dis die goed wat krag word in ons lewe. Ongelukkig leef ons in 'n samelewing wat dink, is net wat uiterlik gebeur, wat geapplaus word. Dis net my image wat almal, ek moet net aanhou voorgee, en dan eendag sal mense dit glo. Nee, kom ons keer in. Kom ons leef met innerlike, geheime gehoorsaamheid. En op die regte dag sal God dit buitekant beloon. Kom ons maak innerlik skoon, en uiterlik sal die sukses, die voorspoed, soos Josua, net van self kom. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Bring net 'n minuut of 2. Bring net 'n minuut of 2. Bring net 'n minuut of 2. Ek sal jou alles vertel wat jy moet weet. Terwyl jy nog droom, daar waar jy weet van niks.
dinge raak te veel en tyd raak te min. Jou dae moet 'n bietjie vroeër begin. Jy lag deesdae net nou en dan. Kom sit hier op my skoot, waar ons van tyd sal vergeet. Waar jy weer kan asemhaal, waar jy weer kan leef. Bring net 'n minuut of 2. Bring net 'n minuut of 2. Bring net 'n minuut of 2. Ek sal jou alles vertel wat jy moet weet. Ek wil saam met mense bid, eers die geheime sonde bely, en dan geheime gehoorsaamheid vra vir die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U weet alles. Alles is sigbaar voor U. Niks is onsigbaar vir U nie. En Here, daarom kan ons nou na U toe kom en ons sonde kom bely. Ons geheime sonde. Ons geheime ongehoorsaamheid, Here. En ons is ernstig, hoor, ons wil dit breek, ons wil dit stop, ons bely dit, ons gee dit vir U. En dankie dat daar vergifnis is. Maar Here, nou bid ons ook vir die genade, vir geheime gehoorsaamheid, in ons binnekamer se pad te stap met integriteit. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons land sal groei in geheime gehoorsaamheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.